Ons maak die Bybels oop by Genesis hoofstuk 3. Genesis hoofstuk 3. Wanneer daar gepraat word oor die Bybel, die waarheid van die Bybel, die sin van die Bybel, is daar 11 hoofstukke wat vir 'n baie lang tyd al in die spervuur is. En die eerste 11 is daardie spervuur hoofstukke. Die ontstaan van die wêreld, die bestaan van die wêreld, die stryd van die mensdom, die krisis van elke mens. En alles wat ons moet ken, is in hierdie 11 hoofstukke reeds in sy bronvorm vir die kerk van Christus Jesus gegee. En daarom wanneer jy Genesis 11, 1 tot 11 lees, is daar amper nie 'n vraag wat jy nie eers daar kan begin antwoord en in die openbaring van God se woord verder nog invulwerk kan doen nie. En daarom is dit so belangrik dat ons nooit moet nalaat om te lees so gereeld as ons kan vanuit Genesis 1 tot 11. Genesis 3 is die saak van die sondeval en die krisisse wat daarmee saamgekom het. Ons kan nie die hele gedeelte in die prediking behandel nie, maar ons gaan wel die hele gedeelte lees in die skriflesing. Genesis 3 vanaf vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak. En hulle die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy suil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees. En hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe.
Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitstrek en ook van die boom van die lewe neem, en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk, waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe in Geribs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Geliefdes, ek hou nie voor Heidelbergse Katekismes, Sondag 7, verskoning, Sondag 6, Sondag 6, vraag en antwoord 19, maar net vir die agtergrond, dat mens weet wat die vraag dan bedoel, as hy in vraag 19 'n vraag vra. Vraag 18 sê, maar wie is hierdie middelaar, wat tegelyk waaragtige God en waaragtige regverdige mens is? Die antwoord wat gegee is in die 18de vraag is, dat dit Jesus die Christus is. En die 19de vraag waarby ons stil staan is dit, waaruit weet jy dit? En die antwoord, uit die heilige evangelie, wat God self eers in die paradys geopenbaar het, en daarna deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig, en deur die offerhandes en alle seremonies van die wet vooraf laat afbeeld het, en eindelik deur sy eniggebore seun vervul het. In gewone Afrikaans, waaruit weet jy dat Jesus die Christus is, die een wat waarlik mens en waarlik God sou wees? Dat dit so verkondig is as evangelie vanuit die tuin, dis die gedeelte wat ons vandag na kyk, dat dit ook deur die aartsvaders, dit is Abraham, Isak en Jakob, verkondig is, dis so openbaar. Dit het duidelik geword en sigbaar geword in die afbeelding van die offerhandes, en deur die profete is dit verkondig, en uiteindelik is dit in Christus vervul. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Wie van u was al 'n rad voor die oë gedraai? 'n Afrikaanse uitdrukking wat beteken, wie is al verneuk? Wie is al om die bos gelei? Wie is al iets voorgehou wat nie so was nie, en nie daarvoor geval? Alles uitdrukkings wat sê, jy kan uitgevang word. En as jy geval het daarvoor, wat was die implikasie? Vandag word baie mense mislei en bedrieg, en deur bedrogtransaksies verloor hulle baie geld. Rekeninge word leeggetrek, deur iemand wat jou aandag net afgetrek het en gemaak het of hy jou wil help. En dan sit jy met die smet. Jy sit met die geld wat weg is. Jy sit met die goed wat jy nie kan regmaak nie. Wie sal daardeur? Want ek moet mens vra vandag, wie in Suid-Afrika is nog nie daardeur nie. En hoe meer ons na mense kyk, hoe meer besef ons hoe moeilik dit raak om eerlikheid raak te sien. En ons beeld van die mens
word al hoe swakker. Ons idee van kan 'n mens goed wees, word al hoe swakker. Wie kan ek vertrou? Wel, ek vertrou niemand. Ons lewe in wantroue met mekaar. Want die wêreld is skelm. Het jy al gewonder waar kom hierdie gedagte vandaan? Wanneer die tuin die plek is wat God gee as die beste plek waar Adam en Eva kan woon, as die plek van oorvloed, word die tuin 'n bedrogspel wanneer daar 'n slang is. Ja, een in die gedaante van 'n slang. Wat iets vertel wat nie gebeur het nie. Of wat nie waar is nie. Is dit so dat jy nie van alles in die tuin mag eet nie? Al die bome. Mag jy nie van al die bome in die tuin eet nie? Nee. Dit is 'n goeie vraag om te sê, is daar genoeg bome in die tuin? Het julle getel? Kan julle sien, julle kan nie van al die bome eet nie. En dis nie 'n blaatante leuen nie, maar dis 'n goeie bedrogspel. Wanneer iemand vir jou iets skets wat nie so is nie, hierdie is 'n negatiewe skets van jou toestand. Ek is net nie tevrede met wat ek het nie. Vandag maak bemarkers van dieselfde gebruik. Weet jy wat, jy het hierdie produk nodig. Jy het net te min. Hierdie gaan jou lewe verbeter. Die bemarking van die Satan is veel dieper en veel ernstiger as vandag se bemarkers. Want wanneer die vrou luister, glo, eet en deel, is selfs Adam bedrieg deur 'n goeie oorvertelde storie van hoe goed dit is. En dan is ons in die knyp. En as ek sê ons, dan bedoel ek almal. Want van daar af is die karakter van die mens een van ongehoorsaamheid. Want al wat die Here God gesê het is, van alles in die tuin mag julle vry eet, Genesis 2 vers 17. Maar van die bome in die middel van die tuin mag julle nie eet nie. As julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Vandag kyk ek, soos 'n kind sal kyk na die teks. Sal doodgaan hiervan, as jy hiervan eet. Wat? Hoekom luister ek dan nie? Want iemand het gesê, dit is nie waar dat hy gesê het nie. Jy sal doodgaan nie. Hy is net bang dat jy soos hy sal word. En dis hier waar ons as mens vandag nog staan. Wanneer luister ons na iets en wanneer nie? Die fokuspunt van hierdie gedeelte, hierdie enkele vers, gaan oor ons toestand. Dis in die deel wat sê, Satan, jy wat hier kom pla het, by jou begin dit. Want Eva is gevra, hoekom het jy gedoen? Sy sê, dis die slang. Adam is gevra, hoekom weet jy is naak? Maar is die vrou. En die oorsprong van die probleem lê by die slang. En daarom kry hy die eerste woord en Adam die swaarste laaste woord. Want hy was nie daar vir beskerming nie. As ons toestand in Genesis 3 in hierdie traumatiese dag van die mense bestaan net in 'n foto moet vasvang, in 'n ingekleurde prent moet vasvang, hoe lyk ons vandag? Kan ons aangaan? Ons is bewus dat ons naak is, ons is skielik skaam vir die Here, skaam vir mekaar. Die Here help daarmee deur klere te gee. Maar my verhouding met hierdie God is gebroken. Die Here begin hierdie saak en hy gee in die woorde aan hierdie slang. In Openbaring 12 gee hom 'n naam.
die Satan. Hy word genoem die Satan self. Die eerste ding wat die Here doen om hoop te gee in hierdie gevaarlike, stikkende toestand van die mens, is om die verbintenis wat nou ontstaan het, toe die vrou geglo het dat hy die waarheid praat. Adam het haar geglo dat hy die waarheid praat. Nou is albei verbind aan die slang. En die eerste ding wat die Here sê in Genesis 15 is, ek sal vyandskap stel tussen jou, dit is slang, tussen jou en die vrou. Die Here vat hierdie verbintenis, noem dit maar 'n verbond, want dis wat 'n verbintenis is. Dis 'n diep verbintenis, want ek glo jou, wat jy sê is die waarheid, ek het vertroue in wat jy gesê het, en ek het my lewe daarop baseer. My stikkindheid is nou daarop gebaseer. En as jy een ding vir my gesê het wat nie waar was nie, sal ek nog iets hoor wat jy sê? Sal ek dan nog iets wil luister wat jy sê? Waarskynlik. Want miskien gee raad en sê, alles wat nou met jou gebeur het, sal ek regmaak. Doen net die volgende. En hy gee die swartste verfkwas, want hy wil die kleur van hierdie prentjie verwyder. Want die pragt van skepping, die pragt van volmaaktheid, is weggevee met hierdie verfkwas van swart. Dis 'n voorware donker dag in die geskiedenis van die mensdom. En al kwas vir die Satan met hom saamdra, is daardie kwas. En al wat hy nou kan verder doen in hierdie verhaal, is om verder te versuur. Nie versuur nie, maar om 'n teken van dis verby verder aan te verf. Waar gaan ons heen? Die Here se woord, ek stel vyandskap tussen jou, Satan, en die vrou. Tussen wie jy is en wie sy moet wees. En dan verbind hy dit nie net aan die Here nie, maar hy gee dit 'n langtermyn verbintenis. Die verbreeking van hierdie verbintenis gaan langtermyn gebreek word. Hoe lank? Daar staan geskrywe, tussen jou saad en haar saad. Jy sal altyd nog een hê wat die vyandskap wil daar hou. Maar God het 'n ander plan met hierdie verhouding. Hy wil hom vernietig. Hy wil hom vernietig. Die eerste saak is dit. God gee hoop dat die vyandskap tussen die mens en die Satan daar sal bly. Dat jy sal sien, maar hier is 'n probleem. Hier is boosheid. Met ander woorde, duisternis, donker in die lig van Johannes. Ons beweeg weg van die duisternis na die lig. Na Christus. Na die God wat regtig lewe gee, wat lewe geskep het, wat my 'n asem gegee het, wat my 'n blyplek gegee het, jy het my 'n blyplek gekos. Hy het my nuwe lewe gegee. Gebroke is hy nou. Want die mens het geluister en hom verbind aan die Satan. Nou is die vraag vandag, hoe werk hierdie verbintenis? Is daar voorbeelde in die lewe van hoe die verbintenis tussen die mens en die Satan werk? Is die Satan met iets besig wat sleg is? Wat vir die mens sleg sal voel? In wese is dit sleg, in karakter is dit sleg. Maar hoe kyk mense na die Satan? Hoe kyk ons vandag na iets soos towery, wat die Here uitdruklik verbied in Openbaring in besonder? Ons kry vandag die boosheid vermom met lig. Jy kry 'n goeie towenaar vandag en 'n slegte towenaar. En die Here sê hy is teen towery. So vir wie is die Here dan nou in hierdie twee groepe? Nie in een van die twee nie.
Want die goeie towenaar staan aan die verkeerde kant van die lyn wat God getrek het. Hy staan reeds aan die kant van boosheid, want hy is met 'n ander mag besig waar God nie sy God is nie. 'n Ander godheid gee hom die mag. Dieselfde een na wie Eva geluister het. Want die bonatuurlike wat die Satan kan vermag, is astronomies groot. En hy kan die goeie towenaar sy goeie towenary laat doen. Maar is nie vir God om hom te verheerlik nie. Dit is teen hom. Ai, dominee. Jy het my sê, daar is nie iets soos 'n goeie heks nie. Ai, dominee. Is daar nie iets soos 'n goeie towenaar nie? Toets dit aan die skrif. As die Here daarvan 'n uitspraak het, kan ons vir die Here vra, Here, is dit regtig so sleg dat ek van die vrug geëet het hier? Kon Adam of Eva daardie vraag vir hom vra? Want die implikasie van die verhouding met die Satan was dodelik. En selfs al was dit net 'n vrug. En al het hulle nie net daar dood neergeslaan, maar uiteindelik 'n doodsdatum gekry. Hierdie gedrag was nie aanvaarbaar nie. Ons kan nie vandag met 'n praktiese argument kom en sê, ag, dit lyk dan so goed nie. Ons leef nog. Aan wie hou ons vandag vas met ons hele wese? Vra die kinders. Is hulle liewer vir hierdie fantasiewêreld of vir die geestelike wêreld van God? Die een wat hom openbaar het in die Bybel. Wie ken hulle beter? Die name van die engele, die aardsengele, al daardie bose, nee, die wonderlike geeste van God. Diensknegte van God. Gabriël en ander. Hou hulle vas aan hierdie wonderlikheid van God se engele, of wil hulle eerder met die ander besig wees? Dis 'n toetsing van ons tydsgees. Jakobus 4 leer, weerstaan die duiwel en vlug van hom af weg, en hy sal van jou wegvlug. Hy sal jou uitlos. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde, sê Christus net voor sy hemelvaart. Wat beteken mag? En wat beteken alle mag? Wat sê die duiwels voor hulle uitgedryf word daar by Gadara? Moet ons nie nou al pynig nie? Moet ons nie nou al pynig nie? Dis 'n voorskou. Moet ons nie nou al pynig nie? Hulle weet wat kom. En die Satan is juis daarmee besig om te kyk hoeveel kan hy versamel. Maar het hy al die mag? Nee. En daarom in ons praktiese lewe het ons nodig om onsself besig te hou met die dinge van die lewe. As die Here vyandskap stel tussen ons en die Satan, dan is die vyandskap iets wat ons ook aan moet inkoop. As iemand vir jou sê, daar is jou vyand, hy het die geel trui aan, jy het die wit trui aan, dan speel jy rugby, en jy speel nie saam met die ander nie, jy gaan druk nie vir hulle 3 nie, jy gee nie die bal in hulle hand nie, jy maak seker dat jy die vyand keer om te doen wat hy wil. Jy veg teen jou opponent, en niemand wonder wie speel teen wie nie. Maar vandag speel ons saam met die vyand. En ons doen alles wat hy wil hê. Ons dag vir dag gedrag is, ag, dit is seker nie so erg nie, jy kan my seker maar besig hou met hierdie film, met hierdie boeke, met hierdie musiek. Ek kan seker maar leef soos ek wil. Ek hoef nie my verhouding met die Here op te pas nie. Ek hoef nie my verhouding met my vrou op te pas nie. Ek hoef nie my verhouding met my man op te pas nie. Ek hoef nie reg te dink oor geld nie. Ek kan doen net wat ek wil. En daar's baie aspekte van my gewone dag tot dag waar ek 'n keuse moet maak vir die Here of teen.
Vir wie neem ek die besluit as ek teen die Here besluit? Gaan ek hom verheerlik of myself of 'n ander godheid? Met wie is ek in vyandskap? Daar's 'n toets. Die tweede saak wat duidelik word in die tweede deel van die vers is dit: hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Wanneer die saad van die vrou en die saad van die slang die stryd is tot in ewigheid. In ons woorde ewigheid. Hierdie stryd is baie oud. Ons geslag gaan dalk nie eers hierdie stryd se einde finaal beleef nie. Maar ons het nie eers die stryd gesien waar hy voltrek is nie. Waar die stryd by die hoogtepunt gekom het nie. Ons lees dit net. Waarvan praat ek? Die skrif leer dat daar in die tuin van Eden die eerste saak van die stryd is nou aan. Gesê is deur God self. Jy is my vyand tot op die laaste dag. Met ander woorde, daar is vir hom 'n datum gegee. Of dit letterlik hierdie uur, daardie dag, daardie minuut en daardie sekond gaan wees, hy het dit nie so gekry nie. Hy het dit gekry soos ons. Jou tyd raak min. Jou tyd raak min. Dit wat jy nou besig is om te doen, het 'n eindpunt. En ons beleef hierdie eindpunt soos hy na 'n punt toe beweeg het, dat dit ernstiger geword het, meer angstig geword het vir die wêreld en vir die Satan self. Hoe weet ons dit? Ons sien dat die Here begin met die evangelie in die tuin. Daar sal 'n saad wees en hy sal die slang se kop vermorsel. Jy het vandag 'n geveg wat jy nie gaan wen nie, Satan. Dit is die Here Jesus se eerste saak. Hy vernietig die boosheid met 'n vloed. En hy sê, Noag, ons gaan met jou aan. Sem, ons gaan met jou aan. In die nageslag van Noag sien ons vir Abraham. Uit die nageslag van Sem. En wanneer Abraham verskyn, is dit 'n man wat geroep word uit boosheid na lig. Gaan en offer jou seun, Isak. Een seun. En daardie seun is amper daarmee heen. Maar die Here vervang die betaling. En hier gee die evangelie klaar, sigbaar. Offer. Offer. In jou plek, Isak, hier sien jy die saad van die seun. Van daardie seun. Wat die saad is van daardie vrou. Isak, nie jy nie. Maar 'n ram wat vasgeraak het in die bos. Sy seun sou wees Jakob. Sy seuns sou een naam hê wat die uitgesoekte sou wees. Sy naam is Juda. In Genesis 48 staan daar reeds geskrywe, jy sal die scepter dra, jy sal 'n koning wees, jy sal 'n leeu wees. Jy sal die een wees. En weet ons al reeds, hy gaan 'n koning wees. Hy gaan die scepter dra. Dan sê die katekismes, nie net in die tuin van Eden nie, maar deur die aardsvaders, ja, Abraham, Isak, Jakob. Maar ook deur die offers, want vanuit Jakob se seuns is daar 'n volk met die naam van Israel, en hulle word as slawe in Egipte gelaat, en 'n verlossing word bewerk, Eksodus 12, nog 'n stukkie evangelie. Een gaan sterf, sodat jy kan leef. Die bloed is die teken. Die saad van die vrou gaan 'n teken hê. Bloed sal dit wees. 'n heerser sal dit wees. Die profete moet daarvan getuig. Ons lees in Jesaja.
van heerskappy sal op sy skouers wees. Ons lees in Jesaja 53 dat hy 'n knegt sal wees wat sal lei. En hier word die bloed van Eksodus 12, die plaasvervangende offer van Genesis 22, verbind aan die Messias in Jesaja 53, wanneer sy offer bewys word aan 'n oomblik waarin hy dood sal gaan. En daarin sien ons die saad van die vrou, jy sal sy kop vermorsel, en hy sal jou in die hakskeen byt. Daar sal 'n letsel wees. Daar sal 'n letsel wees. Sien jy hom? Wanneer die saad van die vrou deur die profesie herinner word, hy sal 'n koning wees. Hy sal 'n lydende knegt wees. Hy sal die grootste profeet wees soos wat gesê was in die dae van Moses. En dan is daar offers wat tentoonstel, die bloed red. Die bloed red. Die bloed red. Daar's verlossing in die bloed. Wanneer die Messias verskyn, dan is die versoeking deur die Satan geweldig. Wanneer hy met sy openbare bediening begin in Matteus 4, dan hoor ons hy word versoek. Dan word hy die woestyn ingejaag, 40 dae is hy in die woestyn en hy's honger as hy daar klaar is en die Satan begin weer met sy ou storie van kos. En hy versoek weer. Miskien sal hierdie een ook maak soos die eerste een. En wanneer ons dit sien, herken ons sy modus operandi, sy werkswyse. Dit bly dieselfde. Hy dink ons het iets nodig wat net hy kan bied. Miskien is hy honger. Ag, maak hierdie klippe brood en eet. Nee. Ons kan nie van brood alleen lewe nie, maar van die woord van God. Spring van die tempel se dak af, engele sal die vang. Dis waar. Jy weet dit, né? Maar hoekom versoek jy God? Kyk na die koninkryke van die aarde, die geld wat daar beskikbaar is, die goud, die rykdom, alles wat jou hart begeer. Vandag nog die sterkste van verleiding vir mense wat graag in 'n verbintenis met die Satan wil wees. Want dat ek daarom al die geld wat die aarde vir my kan gee. Wat gaan jy daarmee maak? Gelykenis van die ryk man en Lazarus is vir ons 'n voorbeeld. Jesus sê, hy het spatte geleef en Lazarus het skaars iets gehad om van te leef. En wanneer hy sterf, kom hy tot die bewussyn dat sy tyd verby geraak het. En dat hy by die plek was waar die Satan nie vir hom gesê het nie. 'n Plek van pyniging. Want die Satan se leuen. Hy kan beloof wat hy wil, maar hy besit niks. Hy is bankrot. Want die koninkryk van God in die tuin was 'n koninkryk van wonderbaarlikheid. En deur sy leuns is dit vernietig. En as die Openbaring, soos Johannes dit gekry het, vir ons Openbaring 22 en 21 wys, dan gaan hy terug na die eerste tuin. En jy sal sien daar die boom van lewe, wat hulle nie by mag gekom het nie, staan in daardie boom, en daar vloei water uit die boom van die lewe. En dit dra vrug 12 keer per jaar. Dis 'n ander tuin. Dis 'n tuin waarin die boosheid glad nie meer is nie. Want in Openbaring vroeër is gewys dat die Antichrist, die valse profeet en die draak self, die Satan, die slang, die ou slang, nie meer daar is nie. Hy het ons verbygegaan. Wat het ons by hierdie tuin gekom? Die blyplek van God. Die blyplek van die mens. Soos die blyplek van ouds.
Ons het daar gekom deur een. Die wat hom gereed gemaak het, die eerste geveg was daar in Matteus 4. Dit sou nie ophou nie. Matteus 16 kom Petrus en sê, Jesus, ek sal nie toelaat dat jy Jerusalem toe gaan en dat hulle jy daar doodmaak nie. Terwyl hy sê, ek moet soontoe gaan, en moet ek soontoe gaan, en moet ek soontoe gaan, en moet ek daar sterf. Jammer. Ek sal dit nie toelaat nie. Hoor die woorde van Jesus. Gaan weg agter my, Satan. Wat nie die wil van God soek nie, maar die wil van mense. En Jesus mars op na die kruis. Want dis die plek, soos die evangelie dit gegee het. En wanneer Golgotha plaasvind, gebeur dit so. Duisternis, oordeel van God, aardbewing, graf te gaan oop. Jesus sterf. Wat gebeur aan die kruis? Heidelbergse Katekismes leer ons ter helle neergedaal. Mense sê, wat is ter helle neergedaal? Het hy na die hel gegaan? Glad nie. Ons bely dat hy 'n helse smart gely het. Hy het gely asof in die hel. En daar moet ons iets mooi hoor. Wanneer die Seun van God kom, en hy kom by die opmarsplek van die finale oorwinning, het hy die slang aan die nek beet. En die helse smart is sy oorwinning. En dit was dalk vir die Satan 'n wonderlike oomblik toe hy hoor, dit is volbring. Want die bloed is gestort. En die prys is betaal. En daar staan, afgehandel, rekening van die sondes van hierdie wêreld, klaar betaal. Niemand kon dit doen nie. En Satan kon my nie keer nie. Die Satan kon nie keer dat die grootste genade plaasvind in hierdie wêreld nie. En hy is in die graf. Amper soos in Openbaring 11, waar die 2 getuies sterf, en almal is op die straat, en hulle bly, en hulle jubel, en sê, ons het gewen, ons het gewen, ons het gewen. En dan? Sondagmôre. Die eerste dag van die week, gaan ons graf toe. En die eerste tekens is, hy is nie daar nie. Hy is nie daar nie. Die dood is oorwin. Die kruis was die slagveld. En Christus het gewen. Hy kon die graf nie toehou nie, al sou die Satan hoe wou. Hy kon hom nie doodhou nie. Hy het opgestaan uit die dood en hy lewe, en hy het opgevaar na die hemel, en hy regeer van daar af, en nou kyk ons op na die hemel, ons nuwe blyplek. Want soos elke Adam na die graf moes gaan elke Adam in Christus nou deur die graf na die hemel. En daar's geen keer aan God se plan nie. En dis vreugde. Wanneer God hierdie wonderbaarlikheid laat gebeur, kan die mensdom vandag net sê, is dit die evangelie? Dit is. Wat kan ek daaraan verander? Niks. Kan dit net vertel. Kan net vertel hoe goed hy vir my is, dat hy die weg gebaan het, dat ek my dood maklik kan betree. Met 'n amen. Dit is waar, dit is seker. Met 'n halleluja. Prys die Here dat daar net een pad is. En dat die Satan nog steeds probeer om mense te verlei. Maar as jou naam geskryf is in die boek van die lewe, kan hy skarrel soos hy wil.
Sy mag is gedaan. Geliefdes, weet, in hierdie troos leef ons. Ons stry regtig elke dag teen die sonde. Ons het hierdie gebrokenheid van ons verhouding met die Here, maar hy het dit herstel, dat al voel dit soms stikkend, is die plek berei, die einde bepaal, die ewigheid vas. Kyk na die tuin in Openbaring 22, plaai gou terug na Genesis 1 en 2 en glimlag. Ons is op pad. Geniet dit. En weet, op my gebroke pad waarmee ek besig is, het ek net een vraag. Wat gee my hoop? Beter nog, wie gee my hoop? En kan ek sien waar dit begin het? En ken ek hom wat dit vir my gedoen het? Volhard in die geloof in hom alleen. Daar is niemand soos hy nie. En daar is geen saak wat hom oortref nie. Prys die Here. Amen. Almagtige en barmhartige God, wanneer U 'n pad so trek en 'n lyn so lank vashou, sodat die ganse wêreld nie uitmekaar kan val nie. En kyk ons na vandag, Here. Ons vra, Here, hoe het ons hier gekom? Hoe het ons hier gekom waar dit lyk asof mense nie die verskil tussen reg en verkeerd kan sien nie? Here, hou ons vas. Hou ons vas in 'n tyd van gebrokenheid. In 'n tyd van omval, want dit is normaal. Dis hierin waarin ons op U alleen vertrou, as die gewer van 'n goeie gawe, geloof in Christus Jesus, om te kan volhard. En ons kyk na die hemel, terwyl ons stry. Hou ons oog gefestig op die hemel, terwyl ons stry. Teen ons sonde wat ons so maklik verstrik. Maak ons dankbaar, Here, en maak ons gewillig. Hierin vertrou ons op U. Aan U kom toe die eer, die dank en die lof. In Jesus naam. Amen.